Ek wil graag, ek groet u vanaand in die wonderlike naam van die Here Jesus. Dis lekker om vanaand saam te wees, vir al ons luisteraars wat vanaand na kruis kyk, ek glo die Here het net 'n afspraak met jou vanaand. En die Here gaan elkeen van ons seën. Ons lees saam uit Matteus 21 van vers 12 tot 17, en ek wil graag so 'n bietjie met u gesels oor die huis van gebed. Die huis van gebed. Die Bybels met die saamgebring het, en ek vertrou u het almal die Bybel saamgebring, dan blaai ons na Matteus 21 vers 12 tot 17, en daar kan u die hele verhaal sien, waaroor ek vanaand met u gaan gesels. Vers 12, en Jezus het in die tempel van God ingegaan, en almal wat in die tempel verkoop en koop, uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars, en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. En daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. En toe die owerpriesters en die skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig. En hulle sê vir hom, hoor u wat hulle daar sê? En Jezus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees, uit die mond van kinders en suigelinge, het u vir u lof berei nie. En hy het hulle verlaat, en uit die stad uitgegaan na Betanië, en daar vernag. Die Here Jesus kom in die tempel in, en hy sien daar die duiweverkopers, en hy sien die geldwisselaars, en hy raak so onstuimig. Hy keer hulle tafels op. Ek dink een van die ander evangelies sê, hy het 'n sweep gevat en hulle uit die tempel uitgedryf. En ek het vir my gevra, nou maar Here, hoekom het u dit gedoen? Wat is die rede daarvoor? En toe kom ek tot die ontdekking, dat mense in die Ou Testamentiese tyd moes voorberei, offers, gereed maak, om vir God te kom offers. En nou het hulle die mooiste ou duifies daar by die huis om geoffer te word, dan sê hulle, ag nee, ons het dan so lief vir julle geword. Dan gaan hulle tempel toe, en hulle koop tweede rangse duiwe by die tempel. En hulle kom en hulle offer dit vir die Here. Kind van die Here, God wil nie jou en my tweede beste hê nie. Hy wil ons beste hê. U weet, baie keer kom ons, en ons bring ook vir die Here ons tweede beste. Ons dink dis genoeg, ag, as ek maar so ietsie vir die Here doen. Ag, as ek ook maar net so ietsie gee, as ek net my ou kantjie bring, ag, ek weet dis nie wat ek kan doen nie, maar ek gee maar net. God soek jou beste. Hy wil graag jou beste hê. Die volk, ek lees hier in die Bybel in 1 Korintiërs 3 vers 16, en ek vra vir my die vraag af, Jezus het na die tempel toe gekom, waar is die huis van die Here? In 1 Korintiërs 3:16 sê, weet julle nie, dat julle 'n tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie. En hy sê in 2 Korintiërs 6 vers 16, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon, en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Nou kind van die Here, kan ek vir jou sê vandag, God woon nie in tempels wat met hande gemaak word nie. Ek hoor baie keer mense sê, ons gaan na die huis van die Here toe. Man, ek wil vir jou sê, as ons daar kom, is die huis van die Here daar. Want ek en jy is die huis van die Here. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, want julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. So, ek en jy is die tempel van die Here. God woon in ons harte, en hy woon in ons lewens. En nou kom die Here Jesus, en hy sê hier vir ons, hy sê, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. Wow! Wat is 'n rowerspelonk? 'n Rowerspelonk is 'n plek waar onheil uitbroei. En kind van die Here,
ons moenie van hierdie tempel 'n plek maak waar onheid uitbroei nie. Markus 7 vers 21 sê, hy sê, want van binne, uit die hart van die mens, kom slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. U en ek moet baie versigtig wees. Laat ons nie van hierdie tempel 'n rowerspelonk maak nie. Galasiërs voeg daarby by van vers 19 af. Hy sê die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle al vooraf sê, soos ek vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Kind van die Here, ons moenie van ons harte en ons lewens 'n rowerspelonk maak. 'n Plek waar ons onheilsplanne teen ons egmaat, 'n onheilsplanne teen ons ouers of ons kinders, 'n onheilsplan teen ons broer of ons suster, 'n onheilsplan teenoor familie of enige iemand anders beraam nie. Nee, daar mag geen afgunse of jaloesie of twis of haat of kwaad of skinnery of kwaadsprekery of vergelding of wat ook al hier binne in ons harte en hier in ons tempels wees nie. Nee, dit mag nie 'n rowerspelonk wees nie. Ons het inteendeel geen grond om op te staan nie. Want jy sien, ons regte is nie op die aarde nie. Ons is net bywoners. Stefanus, toe hulle hom met klippe gooi, hy het rede gehad om seker kwaad te word. Maar Stefanus sê, Vader, reken hulle die kwaad nie toe nie. Toe die Here Jesus aan die kruishout van Golgotha sterwe, sekerlik kon hy gesê het, in vergelding uitgeoefen, hy sê, Vader, hulle weet nie wat hulle doen nie. Reken hulle die kwaad nie toe nie, vergeef hulle. En kind van die Here, ek het geleer, wanneer ons ander mense met klippe gooi, verloor ons grond om op te staan. En as jy sien, as jy geen plek om op te staan nie. Nee, dis baie belangrik, laat u en ek moet wees. Jesus sê, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. In die Bybel praat in 1 Tessalonisense 5 vers 17, hy sê, bid sonder ophou. Die Bybel praat van 'n gemeente wat 'n aanhoudende gebed tot God opgestuur het. Ek lees daar in Lukas 2:37. Nee, ek praat hier van Handelinge 12 vers 5. Hy sê, so is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. En dan lees ek in die Bybel van ou mense. En ons jong mense kan dit ook maar doen wat kan bid. In Lukas 2:37. Sy was 'n weduwee omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie. En met vaste en gebede God gedien. My huis moet 'n huis van gebed genoem word. Die vurige gebed van die regverdige, sê die Bybel, het groot krag. Jesus sê in Johannes 16 vers 23, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam sal hy julle gee. Hy sê tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. En as ek 'n kind van die Here sien sonder blydskap, dan sê ek, Here, ek sien 'n kind van die Here sonder gebed. My huis moet 'n huis van gebed genoem word. Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. My huis moet 'n huis van gebed genoem word. Hoe lyk jou huis vanmôre? Is dit elke huis van die beeld? Of 'n huis van die huisgenoot? Of 'n huis van die televisie? Of 'n huis van hierdie televisie games? Of 'n huis van die selfoon? Hoe lyk jou tempel vanaand vir die Here? Hoe lyk die tempel? My huis, sê die Here, moet 'n huis van gebed genoem word. En kind van die Here, ek wil julle uitdaag.
kom ons maak hierdie tempel 'n huis van gebed. Amen. Daar's 4 dinge waaroor ek met u wil praat. Ek het eintlik nou net my inleiding met u gedeel. Daar's 4 dinge wat ek vanaand vir u wil praat, wat ek uit hierdie hoofstuk uit optel. 4 dinge wat vir my ontsettend baie seën. Nommer 1, sien ek die eerste ding wat gebeur. Hierdie tempel word 'n huis van reinheid. Die 12de vers. En Jesus het in die tempel van God ingegaan. En almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. Die tempel word 'n huis van reinheid. En ek dink dis baie belangrik, kind van die Here, dat ek en jy die Here Jesus moet toelaat om in ons harte en lewens uit te kom en die tafels wat nie daar hoort nie uit te gooi. Die tafel van sonde, die tafel van ongeregtigheid, die tafel van kwaadspreek, die tafel van haat, van liefdeloosheid, die tafel van traagheid, die tafel van gee nie om nie. Ek glo dit is belangrik dat Jesus moet omkom en hierdie tafels omkeer en ons huis, die tempel van God, 'n huis van reinheid maak. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, om ons van alle ongeregtigheid te reinig. En weet jy, kind van die Here, dis die moeite werd, om na die Here Jesus toe te kom, jou sondes te bely. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Wanneer ek en jy kom, en ons bely ons oortredinge, ons bely ons tekortkominge, man, God wil ons nie veroordeel en straf en verdoem nie, hy wil vir ons help, hy wil vir ons oplig, hy wil vir ons iets wonderliks doen. Wanneer ons kom en sê, ag Here Jesus, kom in my lewe en maak hierdie tempel weer rein, maak hierdie tempel weer skoon, en ons stuur ons belydenis na hom, wil ek vir jou sê, gebeur daar 'n wonderwerk nommer 1. Die tweede ding wat ek merk wat gebeur, die huis nadat hy gereinig is, word 'n huis van gebed. Vers 13. Jesus sê, my huis moet 'n huis van gebed wees. Weet jy, ek toer nou deur die land, en ek wil die gemeente geluk wens. Hierdie is een van die enigste gemeentes waarby ek kom, wat voor 'n diens vir die gemeente kans gee om te bid, om hulle harte oop te maak en met God te praat. In die kerk het ons baie tyd om te sing, baie tyd om te preek, die offerande op te neem, die evangelisasievisie uit te dra, die sendingvisie, die maatskaplike visie uit te dra. Maar kind van die Here, kom ons maak hierdie huis weer 'n huis van gebed. U weet, toe ek nou so jong predikantjie was, toe het ek gesien as jy kerk toe kom, as jy by die kerk deur inkom, oral is mense besig om te bid in die kerk. Ek sien dit glad nie meer vandag nie. Orals bid hulle, roep hulle die aangesig van die Here. Man, daai oomblik, as die eerste noot van die diens begin, dan val die krag van die Here en die salwing van die Here is daar. Die gees van die Here is daar. Kom ons maak hierdie tempel 'n huis van gebed, en wanneer ons by daar deur instap, dat daai gebed saamvloei en dat God verheerlik word. Halleluja, prys sy naam. Derdens, hierdie huis sien ek word ook 'n huis van krag. Vers 14 sê, en daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. U weet, waarom sien ons vandag nie meer die wonderwerke van die Bybelse tyd nie? Die huis moet eers 'n huis van reinheid word. En tweedens moet die huis 'n huis van gebed word. En wanneer die huis 'n huis van gebed word, sal jy die wonderwerkende krag van God sien. Ek glo wat Eksodus 15 vers 26 sê, die waarheid. Hy sê, want ek is die Here wat julle gesond maak. Vanmôre het ek die pragtige getuienis geluister. 2 weke terug het ons vir 'n dame gebid wat kanker het. Sy het vir hierdie week wat verby is weer gegaan vir 'n biopsie. Die dokter sê, mevrou, die kanker het verdwyn. Dis die God wat ons dien. In hierdie jare het ek gesien hoe 'n man wat breed vermink was deur 'n motorfietsongeluk, sy krikke los en opstaan en loop en die Here begin loof en prys.
Jy sal die wonderwerkende krag van God ervaar wanneer jou huis 'n huis van reinheid is en wanneer dit 'n huis van gebed word. 1 Petrus 2:24 sê Jesus, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis het gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Daar is genesing vir man en vroue. Kom ons stap die padte en dan kom ons by die 4de stapie wat ek leer uit hierdie gedeelte. En wanneer hierdie huis 'n huis van krag word, dan word dit ook 'n huis van volmaakte lofprysing. Vers 15 en 16 sê, en toe die owerpriesters en die skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat gebeur, wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig en hulle sê vir hom, hoor u wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees, uit die mond van kinders en suigelinge, het u vir u lof berei nie. Kind van die Here, wanneer die krag van God in ons lewens en in die gemeente geopenbaar word, dan volg die lof wat God vir hom in ons harte voorberei het. Mense begin spontaan die Here loof. Mense begin spontaan die naam van die Here groot maak. Mense begin spontaan die Here vereer, want ons dien 'n groot en 'n wonderwerkende God. Halleluja. Psalm 103 vers 1 sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Halleluja, laat die naam van die Here geloof word. Psalm 150 vers 6, laat alles wat asem het, die Here loof. Halleluja. O, 'n kind van die Here, wanneer daai wonderwerke plaasvind, dan kom volmaakte lofprysing en word God vereer en verheerlik. Johannes 4:24 sê, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. En ek wil u uitnooi vanaand, kom laat ons die Here in gees en in waarheid aanbid vanaand. Kom laat ons sy naam groot maak, maar kom ons begin by die begin. Waar begin ons? Die huis moet eers 'n huis van reinheid word. Hoor ek 'n amen? Die huis moet eers 'n huis van reinheid word. As daar 'n belydenis is wat jy moet doen, doen dit vanaand. As jy nie 'n belydenis het om te doen nie, prys God daarvoor. Sê vir hom, dankie Here dat ek in die gees kan wandel. Tweedens, kom ons maak dit 'n huis van gebed. Ons gaan begin om die Here se naam aan te roep en met hom te praat en te sê, Here, dankie vir die groot genade. En wanneer ons hierdie huis 'n huis van gebed maak, dan word dit 'n huis van wonderwerke. O, Here, dankie vir die wonderwerkende krag. En wanneer die wonderwerke plaasvind, dan word dit 'n huis van volmaakte lofprysing. Halleluja, as jy gereed om saam met my te bid, kom ons staan en kom ons gryp die Here vas en kom ons praat met die Here. En ek gaan nie vir u bid nie, ek gaan vir myself bid. Ek sal vir hierdie tempel bid, jy bid vir jou tempel. En daar waar jy voor die televisie sit, staan saam met ons op. Steek jou hand in die lug op, praat met die Here vanaand. Maak die tempel skoon, maak dit 'n huis van reinheid. Sê, Here Jesus, kom in en gooi die tempels, die tafels om wat jy daar hoort nie. Maak my lewe skoon en maak dit rein en vry, Here. O, ek wil so vry in die Here wees, dat mense verbaas sal staan oor die vryheid wat ek in die Here het, halleluja. O, maak my rein en maak my skoon vanaand. Ons kom en ons bely daar die hindernisse wat vir ons verhinder om deur te breek in volmaakte lofprysing. Prys die naam van die Here. En nou Vader, wil ons ook vir u sê, hierdie huis moet 'n huis van gebed word. Ons gaan bid soos nooit tevore. Ons begin nou reeds vanaand in hierdie kerk, Here. Ons wil die naam van die Here aanroep. O, hierdie huis gaan 'n huis van gebed wees. Loof die Here o my siel en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. En dan, Here, word hierdie tempel 'n huis van wonderwerke. Ons gaan die wonderwerke in 'n krag van God aanskou, want hy lewe tot in ewigheid. En hy sê vanaand, ek is die Here wat julle gesond maak. U het nog nooit verander nie. U is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. En Here, u lewe, prys sy naam. En dan word dit 'n huis van volmaakte lofprysing. Loof die Here o my siel.
En alles wat binne my is, sy heilige naam. Prys die Here, o my siel. En alles wat binne my is, sy heilige naam. Die naam van die Here moet geloof word. Die naam van die Here moet geprys word. Die naam van die Here moet geëer word. U het ons geskape, sodat ons u kan verheerlik, sodat ons u naam kan groot maak, en erken, Here, daar is niemand soos u nie. Loof, loof, sy wonderlike naam. Halleluja. Prys die naam van die Here. Prys sy wonderlike naam. Dankie Here, ons bring u eer, lofprys en aanbidding in Jesus se naam. Amen. Staan op, staan saam Suid-Afrika. Staan op, staan saam Suid-Afrika. Kom ons laat gaan die verlede en ons bou 'n nuwe toekoms. Ons vergewe en vergeet, as Gods kinders kom staan saam. Daar is net een antwoord vir Suid-Afrika. Dis in Jesus Christus, met sy bloed het hy betaal. Staan saam Suid-Afrika. Staan op, staan saam Suid-Afrika. Neem op jou skuld van geloof, kom ons bou op God se woord. Geen verwyte, geen haat, God ons regter stryd die saak. Daar is net een God wat verlos, red, genees. Glo in Jesus Christus, dan sal jy ook vry kan wees. Ons sal staan as 'n nasie, ons sal staan as 'n volk, in verwagting op ons koning Jesus wat weer kom. Laat die gejuich van God se volk deur ons strate vloei, en die genesing van ons soort met wat ons land laat bloei. Laat ons die hoop en verskil wees